Kom ons maak ons oop toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, vanmôre wil ons ook vra dat U vir ons sal seën, dat U genade en die barmhartigheid aan ons sal gee, en dat U ons ook vanmôre sal lei deur die Heilige Gees, dat ons ook sal hoor wat U vir ons wil sê, en dat ons ook hier krag en bemoediging en hoop sal ontvang, om ook dit wat ons hier hoor in ons lewens te gaan uitleef, om daardeur dan ook die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou goed, ek wil vooraf net so vinnig sê, ek wil ons moet so 'n bietjie bou op dit wat ons verlede Sondag gehoor het. So ons het verlede Sondag het ons eintlik gesê dat Pinkstersondag is verby, die Heilige Gees is uitgestort, en ons het hierdie antwoord of hierdie opdrag gekry om uit te gaan en disippels te gaan maak van al die nasies, en die Heilige Gees is daar om ons te lei en vir ons krag te gee. En ons het verlede Sondag baie kort eintlik gesê, of in kort het ons gesê, saam met Jesaja moet ons sê, hier is ek, Here, stuur my. En vanmôre wil ek so 'n bietjie daarop bou, en ek wil hê ons moet begin lees in Genesis 11, daarvan vers 26 af. Dis eintlik die verhaal van Abraham wat ons hier sien, maar ek wil hom so 'n bietjie vroeër begin, daar by Abraham se pa alreeds by Tera. So ek lees vir ons daarvan vers 26 af, van Genesis 11, en ons gaan in Genesis 12 ook lees. Toe Tera 70 jaar oud was, het hy die vader geword van Abraham, Nahor en Haran. En dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader geword van Abraham, Nahor en Haran van Lot. En Haran het gesterwe, terwyl sy vader Tera nog geleef het, in sy geboorteland in Ur van die Galdeërs. En Abraham en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abraham se vrou was Sarai, en die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jiska. En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie. En Tera het sy seun Abraham geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai sy skoondogter, die vrou van sy seun Abraham, en die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek, om na die land Kanaan te gaan. En hulle het tot by Haran gekom, en daar gaan woon. So ons kan nou sien, sy seun se naam is Haran, nou trek hulle hier tot by 'n stuk land, en is nou duidelik, hulle vernoem nou hierdie stuk land na sy seun, na Haran, hulle bly vir 'n ruk daar. En dan maar net die laaste vers 32 sê, en die dae van Tera was 205 jaar, en Tera het in Haran gesterwe. So hulle is nou nog besig om te trek, en dan gaan hy dood. En dan begin ons net by die volgende vers, is die volgende hoofstuk, Genesis 12, baie bekende gedeelte. En die Here het aan Abraham gesê, so Abraham, sy pa is dood, hy is nou die nuwe hoof van die familie. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën, en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai sy vrou en Lot sy broerskind geneem, en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het. En hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan,
en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem, tot by die terpentynboom Moreh. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here, wat aan hom verskyn het. Nou ek wil net vir ons tot daar lees, ek sal so 'n bietjie noem wat verder ook gebeur. Ek wil vir ons Genesis 12 se eerste 3 verse, dit is van die belangrike verse in die Bybel, dis van die fondamente van die hele Bybel, wil ek amper sê, wat gegooi word, die verbond wat ons hier sien, wil ek weer vir ons lees. Ons lees hier in Genesis 12 se eerste 3 verse. En die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Nou in hierdie laaste gedeelte van Genesis 12 vers 3 sien ons in 'n sekere sin, ek wil amper sê, 'n voorafskaduwing van dit wat gebeur in Handelinge 1 vers 8, waar God sê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem en Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En ons sien iets daarvan in hierdie gedeelte van, julle moet my getuies wees tot aan die uiterste van die aarde, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word, dit wat deur Abraham gebeur het. So dit is die mooi hier. Nou soos ek gesê het, ons bou vanmôre op dit wat ons verlede Sondag op begin het. Dis hierdie sendingsopdrag wat vir ons gegee word. Ons is nou, die Heilige Gees is uitgestort. Daar's baie ander dinge, ons gaan vanmôre ook na van hulle kyk wat vir ons moontlik is. Hoekom ons hierdie opdrag van God uit dankbaarheid vir die feit dat hy vir ons aan die kruis kom sterf het, dat hy vir ons die dood oorwin het en ons weet ons is op pad na die ewige lewe. Nou wil ons uit dankbaarheid hierdie opdrag uitvoer. En ons het verlede Sondag saam met Jesaja gesê, Here, hier is ek, stuur my. Dis waar ons moet begin. Maar nou vanmôre wil ek amper die vraag vra en ek sê, hoe gaan ons dit reg kry? Want ons leef in 'n diep, donker, sondige wêreld. Ons sien die chaos elke dag om ons in die wêreld waarin ons leef. En dit lyk vir ons letterlik soos 'n berg wat voor ons lê, hierdie taak wat daar vir ons is om te sê, maar gaan die wêreld in en gaan verkondig die evangelie, gaan vertel vir mense van Jesus se groot liefde en genade vir ons. Dit lyk vir ons amper soos 'n onbegonbare taak. So die vraag is dus, hoe gaan ons dit reg kry? En as deel van die antwoord, dink ek moet ons begin by een van die eerste gestuurdes, en dit is Abraham. Ek wil hê dat ons moet kyk na hierdie verhaal van Abraham wat hier afspeel, want dit gaan ook vir ons rigting gee van waar ons moet begin. Wat is ons grondslag? Wat is die fondament of die basis waarop ons moet bou? Nou eerstens wil ek hê dat mens kyk hier na Terah. Mens kan nou die res van Genesis 11 daar na die toring van Babel se verhaal ook gaan lees, maar Terah is eintlik een van Noag se seuns weer, sy agterkleinseuns, naamlik die van Sem. So Sem is die ene uit wie die geslagslyn, wil ek amper sê, die saad van die vrou van Genesis 3 kom, waaruit Jesus Christus uiteindelik gebore sal word. Maar kom ons begin net by Terah. So ons moet die omstandighede in daardie tyd weer verstaan. Dis 'n hele tyd, daarom weer, daar het baie geslagte, ons sien daar het alweer honderde jare verloop vandat die vloed daar was, en die wêreld is maar weer in sonde gedompel, en ons sien hier die ouderdomme ook wat vir ons genoem word. Byvoorbeeld Terah was 75 jaar toe hy die vader van Abraham geword het, en Abraham was al so oud, maar ons sien in 'n sekere sin hier die verloop van die lewe. Die lewensverwagting op daardie stadium was nie altyd so groot en so hoog gewees. Die mense het vroeg dood gegaan, en dit was 'n wille woeste wêreld. Ek wil amper sê, hulle moes nog die wêreld weer getem het en ek wil amper sê mak gemaak het na die vloed.
en weer eens met die sonde en alles wat versprei het. So die eerste ding wat ons sien is ons sien, en ons lees dit net so by die verbygaan, maar dis eintlik 'n groot ding waarop ons moet let. Dis hierdie groot vreugde, want hierdie ou Terah, hy het 3 seuns. Dit is 'n verskriklike seën van die Here, om 3 seuns te kan hê. Ons sien hierdie probleem van vrugbaarheid wat voortdurend voorkom. Maar hy het 3 seuns, dis hierdie groot vreugde wat daar is. En dan sien ons, hy is besig om op hierdie reis uit te gaan. Maar nog voor dit gebeur, dan sterf een van die seuns. So hier sien ons hierdie vreugde van 3 seuns aan die een kant, hierdie hoogtepunt, maar dan aan die ander kant weer, wil ek amper sê, swaai die pendulum na die ander kant toe. En is hierdie laagtepunt, 'n vader, 'n ma en 'n pa wat hulle kind aan die dood moet afstaan. En dan aan die ander kant weer, dan sien ons weer, die pendulum swaai weer na die ander kant toe. Nou sien ons hierdie 2 seuns van hom wat oorbly, hulle trou en hulle kry goeie vrouens. In die name is daar ook, as ons gaan kyk na wat die name van die 2 vrouens beteken, dan wys dit daarop, dis goeie vrouens. Ons weet Sarai was baie mooi en Sarai se naam beteken my prinses. So sy is 'n gesiene, of dit is wat in haar naam ten minste is hierdie seun wat daar in haar naam is. Maar dan sien ons weer dat die pendulum swaai na die ander kant toe. Sarai is kinderloos, hulle kan nie kinders kry nie. En dan sien ons uiteindelik, later sal ons sien, dan sien ons hulle trek uit van daar af, en dan sien ons selfs Terah, hulle het op hierdie reis uitgegaan, hulle is op pad na die land Kanaan toe, vir wat die rede ook al mag wees op daardie stadium, ons weet nie. Maar dan sien ons, hy bereik ook nie sy bestemming nie. Hy sterf hier halfpad in Haran, waar hulle vir 'n ruk, soos dit vir ons duidelik moes gewees het, gebly het, en hy sterf daar. So nou word Abraham, hy is nou die oudste, hy word nou die nuwe hoof van die familie. Die familiegroepe was in daardie tyd so 'n bietjie groter as in ons tyd vandag. Maar so dis hierdie op en af swaai, wil ek amper sê, van die wêreld wat aangaan. Daar's die hoogtepunte en die goeie punte. Nou wil ek amper sê, in hierdie wêreld waar ons ingestuur word, in hierdie wêreld waarvan ons mense is wat hier leef, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is in hierdie sondige wêreld. En in ons eie lewens is dit ook hoe die lewe verloop. Daar's die hoogtepunte en die laagtepunte, die pendulum bly swaai. Dis nie altyd net goed nie. Daar's ook die sleg wat gebeur, die sonde van hierdie wêreld, die dorings en die dussels wat hierdie wêreld ook voortbring, ook vir ons. Maar dit duur nie vir ewig nie. Daarna is daar ook weer die goeie tye aan die ander kant wat ook plaasvind. Maar die belangrike is hier, is dat ons sien dat God dra hulle deur alles. Nog steeds is God die ene, alhoewel Terah, Abraham se pa, uit Ur van die Galdeërs uitkom, alhoewel hulle afgode aanbiddaars was, het God alles so beskik. Hy's besig om fyn in elke detail die geskiedenis te beplan en alles uiteen te sit, sodat sy groot plan uiteindelik kan gebeur soos wat dit moet. En dan sien ons, hy kom hier na Abraham toe, en hy maak aan Abraham hierdie verbondsbeloftes, wil ek amper sê. En dit is belangrik. Abraham op daardie stadium weet nog nie wat gaan gebeur nie, maar ons sit aan die ander kant, en dis die wonderlike baie keer van die Bybel. Ons weet dat alhoewel Sarai nog kinderloos was, weet ons, sy het later vir Isak gehad. So God was getrou. Hierdie beloftes wat hier in Genesis 12 in ons teksverse gemaak word, dit kom tot vervulling, en dit is in kort, dis die belofte van God sê, ek sal jou seën, ek sal met jou wees, ek sal jou naam groot maak, ek sal jou groot nasie maak, en ek sal vir jou beloofde land gee. So dis daai 3 dinge eintlik. Dit is 'n seën, 'n goeie naam, en dan die landgebied, en uiteindelik ook 'n groot nageslag. En ons weet dit alles word waar uiteindelik in die volheid van die tyd deur die nageslag van Abraham, of uit die nageslag van Abraham, word die Here Jesus Christus gebore. En kan die goeie nuus, dit is die boodskap wat ons as gestuurdes in hierdie wêreld uiteindelik
moet verkondig, kan dit verkondig word. Maar die punt hier is dat ons moet besef, dit gaan nie altyd maklik wees nie. En hierdie groot opdrag wat ons moet uitvoer in gehoorsaamheid, gaan die lewe en sy omstandighede en die sondigheid van hierdie wêreld, gaan ook uiteindelik 'n invloed op ons hê, en dit gaan, die lewe wil ek amper sê, gaan ook met ons gebeur, die pyn en die hartseer en die swaar, dit alles is daar, maar dit moet ons nie keer nie, want God sal ons nog steeds uiteindelik in staat stel, deur die krag van die Heilige Gees, om hierdie opdrag wat daar is, uiteindelik uit te voer. En nou wil ek hê ons moet kyk na presies wat hier ook in hierdie verse gebeur. As ons hier begin lees, veral in ons teksverse van vers 1 af van Genesis 12, dan sien ons die eerste ding wat nodig is vir hierdie seën om plaas te vind, is God sê vir Abraham, los jou verlede agter, trek uit die huis van jou vader uit. So kom ek lees vir ons, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. So dit is belangrik, want en dit gaan nie noodwendig hier dat God vir hom sê, jy moet jou familie nou agterlaat nie, maar dit gaan eintlik, as ons dieper lees, ek het gesê, Tera, hulle was nog afgode aanbiddaars gewees, so, of aanbidders gewees. So dit gaan eintlik daar, los jou sondige verlede, die afgode wat jy aanbid het, los dit agter, en wees nou gehoorsaam aan my. En so ook is dit die eerste ding, ons moet die ou sondige ek, moet ons agterlaat, sodat die nuwe mens deur die geloof uiteindelik kan opstaan, om vir God uiteindelik te werk. En dan sien ons hier, as ons verder lees, God sê vir hom, en ek sal jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en vervloek die wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. So ons sien 5 keer hier, net in hierdie 3 verse, word hier gepraat van die seën, wat God sal hom seën, en hy sal 'n seën wees. En dit is ook belangrik, tot hier toe, in Genesis, van Genesis 1 vers 1 af, tot hier by Genesis 1 vers 3, het ons deur die Bybel heen, het ons 5 keer gesien, dat daar gepraat word van, as gevolg van die sondeval, is die aarde nou vervloek. Maar nou wil ek amper sê, net sommer in hierdie 3 verse, sommer so vinnig, sien ons 5 keer dat daar gepraat word van seën. En dit is uiteindelik die teenwerker, wil ek amper sê, hierdie seën van die vervloeking wat daar as gevolg van die sondeval is. En dit is die wonderlike. Ons kan dit ook weet. Ja, die wêreld is vervloek as gevolg van die sondeval. Maar God wil ons ook gebruik deur ons te seën, om uiteindelik teenwerkers van die sonde en die sondeval in hierdie wêreld te wees. Ek wil amper sê, om die paradys weer te herstel, as ons dit so kan verwoord vir mekaar. Dit is hoe God ons uiteindelik wil gebruik. En dan sien ons in vers 2, sien ons dat God sê ook, ek sal jou naam groot maak. En dit is alleenlik omdat God sy naam op Abraham sit, omdat hy vir Abraham seën, dat Abraham uiteindelik 'n groot naam sal hê. En dit is die wonderlike, ons begin natuurlik, ons sit weer aan hierdie kant, ons weet wat het gebeur, hierdie belofte van God het waar geword. Abraham se naam het later, in Genesis 17, het sy naam ook verander, so dis Abraham aan die begin, gespel A-B-R-A-M, en het word later Abraham, A-B-R-A-H-A-M, Abraham. So Abraham beteken die een van die verhewe een, as ons dit so kan stel. So hy is ook, in sy naam beteken dit, hy is gesiene. Maar Abraham beteken die vader van 'n menigte. Sarah se naam weet ons verander ook. Sarah, hier is haar naam oorspronklik, my prinses, maar dit word Sarah. Met ander woorde, dit word prinses van 'n menigte. So sy is hierdie prinses van 'n menigte. So dit is die seën van die Here, en ons weet, dit word ook waar, dat Abraham dra uiteindelik hierdie groot naam, maar is omdat God sy naam uiteindelik op Abraham sit, en dieselfde vir ons. Ons word kinders van Abraham genoem, natuurlik deur die geloof in Jesus Christus. Ek sal later weer daarna verwys. En dit is omdat ons uiteindelik kinders van God is, dat ons in staat is
om uiteindelik uit te staan, om anders te wees in hierdie wêreld en uiteindelik ook te weet, dis omdat hy sy naam en saam met God se naam kom God se seën op ons gelê is, of gelê het. As ons in Openbaring gaan lees, dan sien ons dat God se naam sal op ons voorkoppe geskryf wees, dat ons sy besitting, sy eiendom is, dat hy ons God is en ons sy kinders in die ewige lewe. En is daardie feit wat ons in staat stel en vir ons ook die hoop gee, om in hierdie donker, duister, sondige wêreld uiteindelik hierdie taak wat hy vir ons gee, hierdie groot sendingsopdrag om die blye woord, die evangelie te verkondig, uiteindelik ook te gaan verkondig. Hoekom? Want ons weet, ons doen dit nie op ons eie nie, ons dra sy naam, ons is uiteindelik die spieëls wat sy wonderlike naam uiteindelik weer aan die wêreld verkondig. Want die Bybel leer vir ons, daar is geen ander naam onder die son waar daar redding kan kom as die van Jesus Christus nie. En dit is die wonderlike. Maar dan wil ek hê ons moet ook by vers 3 kom. Hier in vers 3 sien ons dat in 'n sekere sin sê God vir Abraham, ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Maar wat hier gebeur is, ek wil hê ons moet die beeld hier raak sien. Wat hier gebeur is, God gebruik in 'n sekere sin vir Abraham as 'n spieël. Hy sê, ek sal jou seën, en omdat ek jou seën, omdat ek my naam op jou sit, sal jy weer reflekteer dit wat ek vir jou gee. Jy sal weer dit as 'n spieël uitstraal na die wêreld toe. Omdat ek jou seën, sal jy 'n seën wees. Omdat ek my naam op jou sit, sal jy 'n groot naam hê, en sal almal wat jou seën weer geseën wees. So wanneer hulle die goeie na jou toe gee, dan reflekteer jy dit weer terug. Maar wanneer hulle jou vervloek, dan sê jy nog steeds soos 'n spieël, dan reflekteer jy dit ook uiteindelik weer terug. En dit is die mooi, wanneer ons ook uitgestuur word as Christene met hierdie taak, en ons vra, hoe gaan ons dit reg kry in hierdie wêreld? As ons dalk bekommerd en ons sê dalk vir mekaar, maar ons gaan nie altyd, wil ek amper sê, in 'n goeie gees met goeie bedoelings ontvang word nie. En mense gaan dalk ons wegstuur wanneer ons as Christene in hierdie wêreld optree. Ek wil amper sê as ons by hulle huise aanklop, maar dit hoef nie noodwendig die geval te wees nie, maar daar's teenstand in hierdie wêreld. Ek het gisteraand weer op die nuus gesien dat hulle sê in Kanada is daar nou 'n wet wat nou deur is, wat eintlik sê dat om in die openbaar Bybel te lees is teen die wet, want dit is nou haatspraak as jy in die openbaar Bybel lees. So ons leef in 'n wêreld wat vyandig gesind is. Ons gaan nie altyd goed ontvang word nie, maar hier's die wonderlike, as God sy naam op ons gesit het, as ons besef ons is deel van die verbond en ons is nog steeds ingesluit in die verbond wat met Abraham gesluit is, ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, dan kan ons ook hierdie werk met blyheid en met sekerheid gaan doen, wat ons weet, ons is so spieëls van God, ons reflekteer sy liefde en sy seën uit eerstens, maar ook dit wat terugkom na ons toe, die wat ons seën, hulle sal ook geseën word, maar die ander kant is ook waar, as ons bang is vir die teenstand van hierdie wêreld, dan kan ons ook weet, God sê vir ons, dat wanneer hulle jou vervloek, sal hulle ook vervloek word, dit sal weer 'n spieël wees, wat weer uiteindelik dit wat gegee word, sal teruggee. En dit beteken nie dat ons die moet vervloek wat ons vervloek nie. God sal dit doen, want hy sê dat die oordeel kom my toe. God sal oor hulle lewens bring wat God wil. Dit beteken ons moet net die goeie werk doen. Ons moet dit wat God vir ons gee, moet ons uitstraal. Ons moet 'n seën wees oralster, ongeag wat die omstandighede is. Maar ons hoef nie bekommerd te wees nie, want ons weet, wanneer ons vervloek word, dan is dit eintlik maar net weer, ek wil amper sê, dit is soos, kom ons noem dit maar, 'n koelvaste ruit, wanneer daai patroon of daai koel in hom vasgeskiet word, dan weer kaats hy terug. Dit kom nie in nie, dit dring nie in nie, maar hy keer daardie vervloekinge wat ook na ons kant toe sal kom. En dit is belangrik dat ons dit ook sal weet en sal verstaan in hierdie wêreld. So ons hoef nie bang te wees vir die gevolge en die vervloekinge en die moeilike omstandighede van hierdie wêreld nie, want God sê, ek maak jou 'n spieël omdat ek my naam op jou gelê het, in 'n sekere sin as ek die beeld so kan gebruik, en ek sal seën diegene wat jou seën, maar ek sal vervloek die wat jou vervloek. En deur dit alles, omdat jy my kind is, dit het hy al reeds vir Abraham gesê, dit geld ook vir ons, sal jy geseën wees, omdat jy
uiteindelik my kind is. Maar dit is die wonderlike. Dit beteken dat ons weet, ons leef in 'n wêreld van sonde, van chaos, waar mense mekaar doodmaak, maar ons hoop is op God. En dit wat vir God gegeld, wat vir Abraham gegeld het, geld ook vir ons. Ons is ook kinders van die belofte, kinders van die verbond. Maar dit beteken dan ook, as ons daai seën wil beleef van God, dan moet ons soos Abraham dan ook luister. Ek wil terugkom na vers 1 toe. Dan moet ons bereid wees om uit die wêreld, in 'n sekere sin die sondige wêreld, ons moet dit agterlaat en ons moet sê, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is slegs in hierdie wêreld. Ons is bereid om die sonde van die verlede agter te laat. Ons is bereid om daar uit te trek. En wanneer ons dit dan ook doen, dan sal dit so wees, ons sal die krag ontvang, soos Handelinge 1 vers 8 sê, om uiteindelik die werk waarvoor God ons geroep het, uiteindelik ook tot eer van sy naam te kan doen. So, as ons luister na God, dan kan ons ook weet, dan is ons sy kinders, dan het sy Heilige Gees in ons hart kom woon, dan het sy Heilige Gees ons bekragtig om in hierdie chaos van die wêreld ook sy werk te doen. En wanneer sy Heilige Gees in ons werk en woon, dan werk hy ook die genadegawes van die 8 stappe van die heilsorde in ons harte. En daarom kan ons dan ook tot eer van God leef, omdat ons ook glo, ons is God se kinders. Hy stuur ons om 'n seën te wees vir hierdie wêreld en uiteindelik kan ons daarom 'n seën wees. Juis ook omdat ons ingesluit is in hierdie verbond. Ek het gesê ek sal daarna verwys omdat Galasiërs 3 vers 7 sê, julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En hierdie seën wat God hier vir Abraham gee, dit geld vir Abraham se ganse nageslag. Ook elkeen van ons wat nou deur die geloof kinders van Abraham is. En dit is die wonderlike wat ons kan verstaan en wat ons uiteindelik hoop sal gee om hierdie sendingsopdrag uiteindelik uit te voer, om, soos wat Matteus 28 dit ook vir ons leer, uit te gaan en disippels te gaan maak van alle nasies, om kerk te wees van God, want dit is in 'n sekere sin, as ons die opdrag reg verstaan, ons kan nie disippels maak as ons nie onsself eers toerus om disippels te wees nie, en ons disippels moet weer na die kerk toe kom om opgeleid te wees, om weer uitgestuur te word. Maar dan moet ons gehoorsaam wees, en dit is die belangrike, ek wil weer daarna terugkom, ons moet luister, en ons moet doen soos Abraham van ouds, ons moet op God vertrou, en dis die volgende ding, dis daai genadegawe van die geloof wat die Heilige Gees werk. Ons moet op God vertrou soos Abraham van ouds, want dit is wat geloof is. Abraham het geen waarborge gehad nie, God het vir hom gesê, trek uit en dan sal ek jou seën. Hy het nie geweet of dit gaan waar word of enigiets gaan gebeur nie. Ons sit vandag hier en ons weet dit het waar geword. Maar Abraham het nie geweet nie. Hy moes doeteenvoudig op God vertrou het en hy het, en toe het die seën na hom toe gekom. En net so moet ons ook op die Here vertrou in geloof. En as ons op hom vertrou, as ons sy opdragte uitvoer, as ons gehoorsaam is aan hom, dan sal ons ook sien, die Here sal vir ons seën. Die Here Jesus sê dit self ook in die Nuwe Testament vir ons. Daar in die bekende vers in die bergpredikasie in Matteus 6 vers 33 sê hy, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou wat is al hierdie dinge waarvan Jesus praat? As mens die res van Matteus 6 lees, en dan sien ons onder andere, dis daai mooi gelykenis wat hy vertel van die voëls van die hemel en die lelies van die veld en so en so. Hy sê, julle bekommer julle oor die alledaagse behoeftes, oor kos en klere en blyplek en so aan. Maar hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal al hierdie dinge, die dinge van die lewe, die dinge wat vir julle nodig is om te bestaan, om hier te wees, om voort te gaan, dit sal vir julle bygevoeg word as julle eers die koninkryk van God uiteindelik soek. En dit is ons opdrag, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En deur God se genade, omdat God ons seën, sal hy vir ons al die ander dinge uiteindelik byvoeg. Hy sal voorsien as ons gehoorsaam is. Maar dan moet ons ook bereid wees, weer eens wil ek sê, om te luister en om gehoorsaam te wees. En ons moet wegbreek van die sonde, soos Abraham van ouds. En dan sal ons uiteindelik ook dit wat die Here vir ons
lewens beplan het, sal ons dit kan begin leef, sal ons dit in werklikheid begin sien. Al lyk dit nie op hierdie oomblik vir ons so nie, al sien ons nie nou iets daarvan nie, soos Abraham van ouds, maar as ons bly vertrou, sal ons ook sien dat die Here ons uiteindelik gebruik om tot eer van sy naam dan uiteindelik ook te leef. En deel van daardie luister, deel van daardie gehoorsaamheid is dat ons moet optree. Gehoorsaamheid is nie maar net om te sê, dis reg Here, ek sal dit doen nie, maar om werklik gehoorsaam te wees is om soos Abraham op te tree. Hy het nie net gesê, Here, ek sal uittrek nie. Hy het fisies uitgetrek. Hy het sy familie en goeders daar in Haran agtergelaat en hy het begin trek. En daarom is dit ook belangrik dat ons ook sal optree. Dit moet ook in ons optrede duidelik wees. Dis die belangrikste manier hoe ons die evangelie verkondig, die manier wat ons lewens leef, sodat mense kan sien, ons is kinders van die Here, hy het sy naam op ons gesit en hy seën ons. Dit is dan ook baie belangrik. Maar dan wil ek hê ons moet, so as afsluiting wil ek amper sê, net sien wat ook verder gebeur. So God kom na Abraham toe, hy seën vir Abraham, en dan uiteindelik, dan sien ons Abraham voltooi hierdie reis wat in 'n sekere sin deur sy pa begin is, maar wat nooit klaar gemaak is nie, maar dan kom God ook en hy sê, ek wil hê, want dis die land wat ek vir julle gaan gee. Maak nie saak wat die rede is, hoekom julle oorspronklik Kanaan toe wil trek nie, maar ek gee nou vir jou beter, Here, ek sê nou, ek gaan dit vir jou gee en vir jou nageslag gee. En dan sien ons Abraham voltooi die reis wat hulle begin het, hy is gehoorsaam aan God, hy doen wat God sê, en dan sien ons wanneer hy hier in die beloofde land aankom, nou as ons nou die beskrywing en die goeders ook mooi bekyk, dan sal ons sien, in 'n sekere sin trek Abraham hier aan die een kant van Kanaan verby, en as ons nou die beskrywing van eers by Sichem, en nou gaan ons sien die terpentynboom van Moreh, soos hy trek, dan besef ons, hy trek eintlik hier op die hoogte, op die berggedeelte van Kanaan, is hy nou besig om Kanaan deur te trek. Nou ek wil vir ons daarop ook iets wys. Ons sien daar in vers 6, dat die eerste plek in 'n sekere sin waar hy stop, is daar by Sichem, die terpentynboom met die naam van Moreh. Nou ons weet nie wat die omstandighede is nie, maar ons neem aan, dit was 'n verskriklike groot boom gewees, en dit was een van die goeters waar ou nou dalk gestop het en gekyk het. In my geestesoog dink ek vir myself iets in, soos as mens nou daar Nysna se rigting toe gaan vandag, dan is daar van daai vreeslike groot bome wat nog daar in die woud staan. Dis 'n besienswaardigheid. Nou waarskynlik was hierdie terpentynboom so iets gewees, 'n besienswaardigheid in daardie punt. So hy trek aanvanklik binne die land tot daar. Maar wat nou ook belangrik is en wat interessant is die naam Moreh beteken om te sien. En daar's baie die betekenis daarin. So hy is hier in die bergland, en hier van bo af by hierdie besienswaardigheid laat God hom uiteindelik sien oor hierdie ganse gebied wat hy nou wat hy later, wat sy nageslag sal beerwe. So wat gebeur hier is God gee in 'n sekere sin vir Abraham so 'n voorsmaak van dit wat uiteindelik gaan kom. Jy is nou hier op die hoogte, jy is nou hier by hierdie boom wat sy naam beteken om te sien, en dalk was dit omdat mense juist van daar af die hele land Kanaan kon sien, en ek wys vir jou, as jy in die geloof in my vas, as jy op my vertrou, as jy doen wat ek sê, as jy in my gehoorsaam is, en as jy optree in die geloof, dis wat jou nageslag uiteindelik sal beerwe. Nou ons het in 'n sekere sin ook vandag so 'n voorsmaak van die ewige lewe, en dit is dat daar's 'n paar maniere daarvan, maar die kerk is in 'n sekere sin die voorportaal van die ewige lewe. Maar God vertel ook vir ons in sy woord, veral in Openbaring, van dit wat uiteindelik op ons wag. En ons weet, Jesus het vir ons kom sterf, hy het vir ons oorwin, en hy het gesê, hy kom weer om ons uiteindelik te kom haal. Maar die wonderlike is ook hier, dat hierdie boom se naam beteken om te sien, en hier verskyn God ook, dis wat ons in vers 7 dan ook verder lees, hier verskyn God dan ook werklik aan Abraham, en hy lei vir Abraham dan ook van hier af verder, so hy wys vir Abraham, ek bestaan, ek is die God, en ek dink dit is in 'n sekere sin ook deel van die standvastigheid van Abraham se geloof daar. God verskyn letterlik aan Abraham, en dit is 'n seën dat God aan hom verskyn het. Nou as ek al hierdie dinge
hier in my agterkop, in my gedagteswêreld sien, dan kan ek nie anders nie as dat hierdie beeld wat ons nou hier geskep het, laat my in 'n sekere sin dink aan Adam en Eva in die tuin van Eden. Ons het al in die verlede vir mekaar gesê, die tuin van Eden was ook op 'n berg gewees. Daar was ook die boom gewees in die middel van die tuin, soos hierdie boom hier. En God het ook saam met Adam en Eva in die tuin gewandel. Hier kom hy ook na Abraham toe en hy verskyn ook aan Abraham. En in 'n sekere sin sê hy ook vir Abraham, jy was gehoorsaam gewees, jy het gedoen wat ek gevra het. En daarom verskyn ek nou hier aan jou. En uiteindelik wat hier belangrik is dan is ons sien dat Abraham reageer op God wat aan hom verskyn, aan God wat aan hom hierdie beloofde land wys, deur 'n altaar vir God te bou. Dis 'n teken van Abraham se dankbaarheid, maar ook 'n teken van Abraham se toewyding aan God. Nou sê hy, Here, ek glo in U, ek is U kind en ek sal gehoorsaam wees aan U, daarom bou ek nou 'n altaar vir U. Onthou, in daardie tyd was dit algemeen, daar was altare gebou vir die gode waarin hulle geglo het. So, Abraham kon nou hier hierdie groot boom aanbid het, want dit is tipies wat die mense om hom in daardie tyd gedoen het, maar nee, hy besef, God is die skepper van hierdie groot terpentynboom, hy aanbid nie die terpentynboom nie, hy maak daar 'n altaar vir God wat aan hom verskyn het. U is die God wat ek wil aanbid, daar's geen ander afgode nie, ek gaan nie soos my voorvaders die afgode aanbid nie, maar ek gaan U aanbid en vir U alleen. En nou wil ek terugkom na ons toe vandag, ons is nog steeds besig om die vraag te vra, hoe gaan ons uiteindelik hierdie wêreld ingaan om hierdie groot sendingsopdrag wat God op ons gelê het, uiteindelik uit te voer. En dan moet ons, hier waar ons sien, Abraham bou hierdie altaar uit dankbaarheid, moet ons vra, waar is die plek van ons altaar vandag? Wie aanbid ons? Dis eerstens hierdie vraag, wie kry eerste plek in ons lewens? Maar as ons spesifiek na die plek van die altaar ook vra, dan kan ons miskien die geskiedenis deurtrek en ons kan sê dat deur die geskiedenis het ons gesien, God gee uiteindelik vir die Israeliete wanneer hulle in die woestyn is, die latere nageslag van Abraham, uiteindelik die opdrag om die tabernakel te bou en die aanvanklike altaar is daar by die tabernakel. Later word die tempel gebou op 'n vaste plek in Jerusalem en die altaar is daar by die tempel. En net so moet ons sien, die kerk vandag is die nuwe tempel in 'n sekere sin. So waar is die altaar, waar is die plek waar ons aanbid? Dis uiteindelik by die kerk. En daarom uiteindelik is die kerk ook so belangrik. Dit is waar ons ook gehoorsaam is aan God en waar ons optree. Die kerk is een van die maklikste maniere waar ons in optrede kan wys, soos wat Abraham in optrede sy dankbaarheid bewys het en aan God gehoorsaam was. Kan ons ook wanneer ons kerk toe kom wys, ons is gehoorsaam aan God. En dit is wat Hebreërs 10 vers 25 sê, en laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim nie. So met ander woorde, moenie kerk toe gaan versuim nie, moenie ophou om kerk toe te gaan nie. So sommige die gewoonte het, so moenie in die gewoonte kom nie. So dis deel van dit, werk by jouself die gewoonte om op 'n Sondag op te staan en kerk toe te gaan. Maar dan sê die vers verder, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. So hier's 'n dubbele betekenis hier. Die dag hier verwys nie net na die Sondag wanneer ons moet kerk toe gaan en sê ons moet mekaar bemoedig en mekaar vermaan en sê luister ons moet kerk toe kom nie. Maar dit sê ook die dag hier verwys ook na die wederkoms. So hoe nader ons na die wederkoms toe kom en hoe meer ons weet die wederkoms kan enige oomblik wees, moet ons mekaar vermaan en sê wees gehoorsaam aan God deur jou optrede, tree op en kom kerk toe. Dit is uiteindelik die belangrike, want Hebreërs 4 vers 16 vroeër in die Hebreërsbrief sê Paulus ook, of nie Paulus nie, die skrywer, baie sê hulle dink is Paulus, ons het nie sekerheid nie, maar sê die skrywer ook vir ons, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. En wanneer hy hier van die troon van genade praat, dan verwys hy daarna dat omdat Jesus vir ons gesterf het, omdat daardie gordyn van die voorhangsel geskeur is met Jesus se kruisiging, daarom kan ons die vrymoedigheid hê om nou in die kerk in te gaan, om nou tydens die kerk God se woord te hoor, om tydens die erediens in tweegesprek met God te wees,
sodat ons genade kan ontvang, die krag kan ontvang om uiteindelik uit te gaan en hierdie groot taak wat voor ons is uiteindelik tot eer van sy naam te gaan uitleef. Nou daarna sien ons dan, en ek wil afsluit daarmee, dat Abraham trek uiteindelik ook verder, en dit is wat verder in Genesis daarvan vers 8 af en verder in Genesis 12 vir ons beskryf word. En wanneer ons mooi gaan kyk op die kaart, hoe Abraham verder trek, ek het gesê hy trek hier op die hoogte, op die berggebied, op die bergland, dan sien ons hoe Abraham trek is uiteindelik die grense, die grondgebied waar die latere stamme van Israel, wanneer hulle alles deurgemaak het, 40 jaar in die woestyn was, en uiteindelik in die beloofde land aankom en dan die grond onder mekaar verdeel. Waar Abraham nou hier trek, is waar die grense later sal wees. So ons sien weer hoe wys God uiteindelik vir Abraham, kyk, dit is waar jou nageslag uiteindelik sal wees, waar jy trek, dis waar die grense gaan wees. Nou wat moet ons uit dit uit leer? Ons kan hieruit leer vir ons reis, vir ons as geroepe sendelinge hier in die wêreld, moet ons weet, ons verstaan nie altyd alles nie, maar wanneer ons in geloof aan God vashou, wanneer ons met geloofsoë dan ook kyk na dit wat God vir ons sê, kan ons ook weet, God het 'n groter plan, meer en groter as wat ons kan sien, en hy stuur ons en hy sê, hou in geloof in my vas, kyk in die verlede, ons het die Bybel vandag, kyk wat het vir Abraham gebeur, toe hy in my vasgehou het in die geloof. As julle in my vashou, julle sien dalk ook nie wat in julle toekoms gebeur nie, maar deur julle gaan groot dinge uiteindelik gebeur. Chaos, uiteindelik kan ons vir mekaar sê, is uiteindelik wat in hierdie wêreld is. Maar chaos word paradys, word weer tuin van Eden, deur vertroue in God. Vertroue in God wat ons wil gebruik om weer tuiniers te wees, wat uit dankbaarheid uiteindelik ook die goeie saad weer saai. Nou ons moet vir mekaar sê, God wil ons as tuiniers in hierdie wêreld gebruik om die goeie saad weer te saai. Ons het nie altyd die waarborg van of die saad gaan opkom nie. Dis dalk met ons ook soos met die gelykenis van die saaier. Party saad val op die rotse, word doodgebrand. Party val in vlak grond, hulle kom dalk op, maar dan word hulle ook doodgebrand. Ander word deur die onkruid versmoor. Maar daar is saad wat ons sal saai, wat ook in die goeie grond sal val, en wat sal groei, want God laat groei. Dis wat 1 Korintiërs 3 vers 6 vir ons sê. Ons taak is nie om te laat groei nie. God is die almagtige, hy is die skepper, hy is die een wat laat groei. Maar ons taak is om uiteindelik op God te vertrou, om die goeie saad wat hy uiteindelik vir ons moontlik maak om te kan saai, deur die Heilige Gees wat in ons woon, om dit te saai, om sy getuies in hierdie wêreld te wees. En dan wil ek amper sê, en hou maar net vir God dop, en dan sal ons ook sien, hoe die saad uiteindelik, wat hy ons gebruik om te saai, uiteindelik dan ook begin groei, en vrug dra ook in hierdie lewens, soos wat hy ons ook in staat stel, omdat hy ons seën, om ook vrug te dra. En dan kan ek afsluit en ek sê, wat hou dit alles bymekaar? Hoekom is ons bereid om sendelinge te wees? Hoekom is ons bereid om soos God se kinders te leef in hierdie wêreld wat die goeie saad saai? Omdat ons die geloof in Jesus Christus het, omdat Jesus vir ons kom sterf het, omdat hy vir ons oorwin het, en omdat ons weet, ons is in en deur hom, is ons ook oorwinnaars oor hierdie wêreld. Hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys hier, dat ons ook vanmôre weer opnuut kan hoor, dat ten spyte daarvan dat ons taak as Christene in hierdie wêreld waar ons onsself bevind, so dikwels vir ons baie moeilik lyk, sal U vir ons die krag gee. En Here, wanneer ons na die verlede kyk, wanneer ons die verhaal van Abraham lees, dan sien ons ook dat U ook vir ons wil seën. En Here, ons dankie dat ons ook deur die geloof kinders van Abraham is. Ons dankie dat U ook vir ons wil gebruik om spieëls te wees wat ook U seën aan hierdie wêreld uitstraal. Here, ons dankie dat ons weet dat U vir ons sal bekragtig om ook die werk waarvoor U ons geroep het, dan ook tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam te doen. Here, daarom wil ons ook vra, waar ons weet, ons is swak, nietig en sondig, vra ons ook, Here,
vergewe genadiglik al ons sondes. En Here, gee dat ons sal opstaan en sal uittrek uit ons sonde uit. En dat ons ook in gehoorsaamheid aan U dan ook sal optree. En werklik, soos wat U dit ook beskik het, soos wat U vir ons bekragtig in hierdie wêreld ook 'n seën vir U sal wees. Here, U ken elkeen van ons se harte, U ken elkeen van ons omstandighede. U weet dat ons onsself bevind in 'n duister, sondige wêreld waar die sonde, siekte, hartseer en pyn, chaos aan die orde van die dag is. Maar Here, U wil ook vir ons gebruik om teenwerkers te wees van daardie sonde, van daardie chaos en daardie duisternis. U wil ons ook gebruik as ligte wat in hierdie wêreld U lig en U liefde en U genade uitstraal. En Here, daar wil ons ook vra, wees saam met ons wanneer ons onsself ook bevind in die swaai van die pendulum, wanneer daar ook moeilike omstandighede is, wanneer daar siekte, hartseer, pyn, beserings is, vra ons, Here, maak vir ons gesond, vertroos vir ons, bring vir ons genesing. Maar Here, gee ook dat ons U sal loof en sal prys wanneer die pendulum ook na die ander kant toe swaai, dat ons U nie sal vergeet wanneer dit met ons goed gaan nie, maar dat ons steeds sal weet dat U, of dit met ons goed gaan en of dit met ons sleg gaan, dat U ons wil gebruik in hierdie lewe en dat ons deur alles heen nie die groot opdrag uit die oog uit moet verloor en dat ons U getuies moet wees in hierdie wêreld. Here, bekragtig ons dan ook deur U Heilige Gees dat ons ook werklik met lewens van dankbaarheid sal antwoord, deur ook ons lewens vir U te gee, om ook ons lewens uiteindelik te leef tot eer van U naam en ook in gehoorsaamheid dan ook voortdurend elke dag weer vir geen ander afgode te offer nie, maar na U altaar sal kom om U daar te loof en te prys, omdat al die lof en al die eer en al die heerlikheid U toekom tot in alle ewigheid. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen.